Liewe luisteraar, ons gaan vandag oor 'n baie interessante onderwerp gesels. Moet ons as Christene ook gereed wees vir die koms van die Antichrist? Christene wat in die geheime wegraping glo, ondervind 'n valse gerusheid oor die komende groot verdrukking, want hulle sal mos nie daardeur hoef te gaan nie. Hulle mag dalk net onkant betrap word wanneer die openbaring van die seun van die verderf plaasvind, as ook die gepaardgaande merk van die dier, waarsonder hulle nie sal kan koop of verkoop nie. Ek kan myself net die skok en verwarring voorstel. Hierdie Christene gaan te laat tot die besef kom dat Jesus nie sy opwagting gemaak het op die tyd wat hulle hom verwag het nie. Luister na Lukas 17:22. Jesus sê vir sy disippels, daar sal dae kom, wanneer julle sal begeer om een van die dae van die seun van die mens te sien, en julle sal dit nie sien nie. Tydens die groot verdrukking sal sy kinders uitroep, kom Here Jesus, kom. Jesus waarsku ons as sy kinders om nie oorval te word deur hierdie gebeurtenisse, soos baringswee 'n baringsvrou sou oorval nie. Net soos dit dan noodsaaklik is om gereed te wees om Jesus te ontmoet met sy wederkoms, so is dit dan ook noodsaaklik om gereed te wees vir die koms van die dier met sy valse profeet, wat as dit moontlik is, ook die uitverkorenes van God sal mislei. Hoe sal die uitverkorenes mislei kan word? 'n gebrek aan die nodige kennis, want sê die Here nie in sy woord self, dat my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis nie? Kom ons kyk na die eienskappe van die Antichrist, waaraan ons hom sal herken. Hy ontken dat Jesus Christus in die vlees gekom het. Hy wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, hy is die verleier en die Antichrist. Wie is die leienaar wat ontken dat Jesus die Christus is? Dit is die Antichrist, wat die Vader en die Seun verloon het. Tweede punt, hy verhoog homself bo enige ander afgod en gee voor dat hy self God is. Die teestander wat homself verhef bo al wat God is, of enige voorwerp van aanbidding, hy sal in die tempel van God gaan sit en voorgee dat hy God self is. Nommer 3. Hy word deur alle godlose mense op hierdie aarde aanbid. En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid. Almal wie se name nie van die grondlegging van die aarde af in die boek van die lewe van die lam wat geslag is, geskrywe is nie. Nommer 4. 'n mond is aan hom gegee om God te laster, en 'n mond is aan hom gegee, en hy het sy mond oopgemaak om te laster teen God, om sy naam en sy tabernakel en die wat in die hemel woon te laster, en aan hom is mag gegee om dit 42 maande lang te doen, met ander woorde 3,5 jaar. Nommer 5. Hy verlei en mislei al die nasies van die wêreld, en die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan. Hy probeer ook om, as dit moontlik is, die uitverkorenes te mislei, maar deur die Gees van God sal ons hom kan onderskei. Nommer 6. Hy sal allerhande kragtige dade en groot tekens en wonders van leuns doen. Hy wie se kom sal wees volgens die werking van Satan met allerhande kragtige dade en groot tekens en wonders van die leuen, sodat hy self vuur uit die hemel sal laat neerdal op aarde voor die oë van die mense. Nommer 7. Hy herstel van 'n dodelike wond, en ek het een van sy koppe gesien, wat gelyk het asof dit dodelik gewond was, en sy dodelike wond het genees, en die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangegaan.
Hulle het die wonderwerke gevolg, sonder om dit te toets aan die woord van God. Nommer 8. Hy sal doen net soos hy wil, en niemand sal voor hom kan standhou nie. En die koning sal doen net wat hy wil, en niemand sal voor hom kan standhou nie. Hy sal homself verhef en vergroot bo enige ander afgod, en hy sal voorspoedig wees, totdat die grimmigheid tot op 'n einde kom. Nommer 9. Hy sal die wêreld se ekonomie deur 'n merk beheer. Hy sal sorg dat aan almal klein en groot, die rykes, die armes, die vrymense en die slawe, 'n merk gegee word op hulle hand of op hulle voorhoofde. Sodoende sal niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam aanvaar het. Nommer 10. Hy sal slaag daarin om met vleitaal baie mense afvallig te maak. Die wat goddeloos handel teen die verbond, sal hy met vleiery afvallig maak, en hy het 'n mond wat groot dinge spreek, maar die volk wat hulle God ken, sal vashou en optree. With flattery will he corrupt those who abandoned the promises. Punt 11. Hy voer oorlog teen die heiliges. Hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste, en hy sal die heiliges van die Allerhoogste mishandel. Dit is ook aan hom gegee om oorlog te voer teen die heiliges en hulle te oorwin, en aan hom is mag gegee oor elke stam, taal en nasie. Nommer 12. Wie sal teen hom kan oorlog voer? Hy sal magtiges vernietig. En hulle het die draak aanbid wat die dier mag gegee het, en die dier aanbid en gesê, wie is aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer? En sy krag sal sterk word, en hy sal buitengewoon baie kwaad aanrig, en dit voorspoedig uitvoer, en hy sal magtiges vernietig, en ook die volk van die heiliges. En op grond van sy slimheid sal hy met geluk bedrog pleeg, en hy sal groot dinge onderneem in sy hart, en baie mense onverwags vernietig. In hierdie tyd sal ons moet vasstaan in die woord van God soos nog nooit tevore van ons lewe nie. Ons sal die gawe van onderskeiding deur die Heilige Gees moet beoefen om die werke van die vyand te onderskei, sodat ons nie deur die Satan bedrieg word nie. Ons is met sy planne nie onbekend nie, om sodoende nie mislei te word deur die geeste waardeur die Satan gaan werk nie. Voorbereiding vir die weg van die Antichrist. 1 Johannes 2:18 sê, kinders, kyk, dis die laaste uur, en soos julle gehoor het dat die Antichrist kom, bestaan daar ook nou baie Antichriste, waaruit ons weet dat dit die laaste uur is. Johannes maak 'n baie interessante stelling. Hulle het gehoor die Antichrist kom, maar in hulle tyd was daar al reeds baie Antichriste. Hy praat dus van die Antichrist wat sal heers in die laaste uur, en dat al die Antichriste wat al gekom en gegaan het, soos byvoorbeeld Adolf Hitler, wat Duitsland oorheers en die Jode vervolg en doodgemaak het, net die voorloper sal wees van die laaste Antichrist, wat dan ook die dier genoem sal word. Om die wêreld voor te berei vir die vernietiging van die Christendom en die aanvaarding van die Antichrist. Tekens en wonders sal deur valse Christusse en profete die weg voorberei, om as dit moontlik is, ook Christene te probeer mislei. As mense sleg begin goed noem, en goed begin sleg noem, wanneer duisternis lig gemaak word, en lig duisternis gemaak word, dit is alreeds besig om mense gewoon te maak aan 'n leefstyl wat subtiel oor tyd deur die Antichrist toegepas sal word. Die enigste wet wat sal geld, is om te doen net wat jy wil, met ander woorde, everything goes. Kom ons kyk na die gelykenis van die 10 maagde. Die Antichrist regering, wat oor die hele aarde gaan regeer, sal gedurende
die middernaguur op sy ergste wees, en dis dan, wanneer daar 'n geroep sal wees, daar kom die bruidegom. Gaan kyk na Matteus 25 vir hierdie gelykenis. Dit sê dan in hierdie hoofstuk, dan sal die koninkryk van die hemele wees soos 10 maagde, wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. Ons weet natuurlik dat die 10 maagde ons as Christene voorstel. Hoe moet ons die bruidegom inwag? Ons heupe moet omgord wees en ons lampe moet aan die brand wees. Ons moet waak en altyd die Heer bid, en gelukkig is die diensknegte vir wie die Heer wakker sal vind as hy kom. Ons moet wees soos mense wat op hulle Heer wag, sodat ons dadelik vir hom kan oopmaak as hy kom en aanklop. God se woord wat gees is en lewe bring, deur die openbaringskennis van die Heilige Gees, is die olie in ons lampe. Die woord is 'n lig op ons pad en 'n lamp vir ons voete. 5 van die maagde was egter verstandig, maar die ander 5 was dwaas. Dis waar die klem lê. Die Here sê dat sy volk ten gronde gaan weens 'n gebrek aan kennis, maar ook omdat hulle die kennis van waarheid verwerp het. Wanneer jy nie die nodige kennis uit God se woord het om jou toe te rus vir sekere omstandighede nie, is jy soos die 5 dwaase maagde. En toe die wat dwaas was, hulle lampe neem, het hulle geen olie met hulle saamgeneem nie. Maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met hulle lampe geneem. Wat was die verskil tussen die dwaase en verstandige maagde? Kennis. Openbaring deur die Heilige Gees uit die woord van God, Johannes 6:63. Dit is die Gees wat lewend maak. Die vlees is van geen nut nie. Die woorde wat ek tot julle spreek, is gees en dit is lewe. En terwyl die bruidegom talle om te kom, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak, en om middernag was daar 'n geroep. Middernag, soos ek gesê het, is die donkerste tyd van die nag. Middernag duisternis beteken dus dat die verdrukking op sy ergste gaan wees, en dan eers kom die bruidegom. En dadelik na die verdrukking van daardie dae sal hulle die seun van die mens sien kom in 'n wolk met groot krag en heerlikheid. Toe staan al die maagde op en maak hulle lampe gereed. Hulle moes nog olie aan hulle lampe gooi, sodat hulle vir nog 'n tyd lank lig kon hê, want as hulle dadelik kon ingaan, was dit mos nog nie nodig vir ekstra olie nie waar nie? Hulle moes voor die tyd voorsorg tref, sodat hulle genoeg olie in hulle kanne kon hê vir die middernaguur. En toe hulle die geroep hoor en besef dat die bruidegom op pad was, het die wyse maagde met die ekstra olie wat in hulle kanne was, hulle lampe volgemaak. Die 5 maagde wat nie die ekstra olie gehad het nie, het geglo dat hulle nie deur die middernag duisternis sou hoef te gaan nie, want Jesus sal hulle kom wegraap voor die duisternis sou begin het. Hulle het gereken dat die olie in hulle lampe genoeg sou wees tot dan. Hoekom sou hulle die moeite doen om nog bykomende olie saam met hulle te dra? Maar Jesus noem hulle dwaas. Die ander 5 maagde was voorbereid vir die duisternis, want hulle het voor die tyd geweet dat hulle deur hierdie duisternis sou moes gaan. Daarom het hulle moeite gedoen om die bekomde olie te koop en om dit saam met hulle te dra. Jesus noem hulle verstandig. Die dwaase maagde vra toe vir die verstandige maagde om vir hulle ook van hulle olie te gee. Gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit. Maar die verstandiges antwoord hulle en sê, miskien sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie. Met ander woorde, hulle weet nie hoe lank hulle lampe nog brandend sou moes bly nie. Maar gaan liewer na die verkopers en koop vir julle self.
Hierdie verstandige maagde moes voor die tyd olie by die regte verkopers gekoop het, want waar het hulle die olie vir hulle kanne vandaan gekry om deur die duisternis te gaan? Olie word normaalweg verkry by 'n oliebron in die grond en dan word daar baie moeite gedoen om dit te ontgin. Lande wat dan nie genoeg olie het nie, koop en berg hierdie olie vir latere gebruik. Hulle vind dus baat by die olie wat deur ander lande ontgin word. Daar is dan wel Christene wat die tyd uitkoop en by die voete van Jesus die olie deur die Heilige Gees van waarheid verkry, want hulle dan verstandig maak. Jesus alleen kan ons in die hele volle waarheid van God se woord inlei in die uur waarin ons lewe. Hierdie suiwer olie word nou beskikbaar gestel aan Christene wat nie self tyd maak om by die bron Jesus Christus hulle olie te kry nie. Die oliehandelaars, wat dus die leraars is, wat die woord in waarheid leer deur die Heilige Gees, dis dan hulle wat help om die wyse maagde se kanne vol te maak en vol te hou. Baie interessant, né? En onderwyl die dwaase maagde gaan om olie te koop, was daar nie meer genoeg tyd om die Heilige Gees olie te bekom nie, want hulle moes die tyd daarvoor voor die tyd uitgekoop het, en onderwyl hulle weg was, het die bruidegom gekom en die deur is gesluit. Later kom die dwaase maagde ook by die bruilof aan en sê, meneer, maak vir ons oop. Maar hy antwoord en sê, voorwaar ek sê vir julle, ek ken julle nie. Hoekom ken die bruidegom hulle dan nou ewe skielik nie? Hulle is dan nog steeds maagde. Watter olie was beskikbaar gestel in hierdie middernaguur? Waarmee het hulle lampe gevul? Die bruidegom wou hulle dan nie meer ken of inlaat nie. Hierdie dwaase maagde was ongelukkig ook nie nog 'n geleentheid gegee om op 'n latere stadium die bruilof van die lam by te woon nie, wat wel verkondig word deur die geheime wegraping leerstelling. Die deur was gesluit en laatkommers was nie meer toegelaat nie. Die bruidegom het hulle dan ook nie meer geken nie. Volgens die geheime wegraping word daar wel 'n tweede kans gegee deur met hulle eie bloed te betaal vir die verlossing gedurende die groot verdrukking. Maar as die bruilof dan reeds aan die gang is in die hemel, volgens die geheime wegraping, wanneer gaan daar 'n tweede bruilof vir die 5 dwaase maagde gehou word, of wanneer gaan hulle 'n tweede kans gegee word om dit wel by te woon? Is die vraag as jy begin daaroor dink, né? Nêrens in die Bybel is daar eers sprake van die viering van 'n tweede bruilof nie. Ons moet nou tyd maak om self olie vir ons kanne by die Here te verkry, of ons moet by die regte verkopers gaan koop. Leraars wat deur die Heilige Gees die woordkennis van waarheid oor die wederkoms verkondig. Let wel, nie menslike leerstellinge wat mense laat dwaal nie, want menslike leerstellinge kan nie jou kan vol olie maak nie. Dis net nie moontlik nie. Wat kan jou ondergaan tydens die groot verdrukking beteken? My volk gaan ten gronde weens gebrek aan kennis. Wat se kennis? Woordkennis. Geopenbaar deur die Heilige Gees van God. Ons lampe moet dus brandend wees met die kennis van waarheid uit God se woord. God sal in hierdie tyd waarin ons lewe nie 'n rokende lampput uitblus of 'n geknakte riet verbreek nie, maar jou lamp sal genoeg olie moet hê om brandend te kan bly, en jy sal nog ekstra olie in jou kan moet kry om deur die groot verdrukking te kan gaan wat die middernagduisternis is, sodat jy uiteindelik voor die seun van die mens sal kan staan. In die dae voordat die sonvloed gekom het, het die mense geëet en gedrink en getrou. In die geloof het Noag deur 'n goddelike waarskuwing aangaande wat nog nie gesien was nie, en met eerbiedige vrees die ark gereed gemaak tot redding van sy huisgesin. Noag se waarskuwing het op dowe ore geval,
en niemand het hom ernstig opgeneem nie. Almal het dus kans gehad om ook fisies voor te berei vir die vloed wat op pad was. Ons leef in dieselfde tyd waar daar ernstige waarskuwings uitgaan om voor te berei vir die swaar en moeilike tye wat voorlê, maar dit val ook meestal op dowe ore. Ek onthou dat 'n prediker ons bykans 30 jaar terug al gewaarsku het om nie meer skuld aan te gaan nie. Ons moet loskom van hierdie wêreldse sisteme voor die groot verdrukking, sodat ons nie verantwoordelik gehou kan word vir die skuld wat ons gemaak het nie. Ons sal onsself dus moet voorberei vir die koms van die Antichrist, want ons almal sal gedurende hierdie tyd op die proef gestel word. Nou is die tyd om onsself in die Here te versterk deur in alledaagse omstandighede net op die Here te vertrou. Die geringe verdrukking en toetse wat ons elke dag beleef by die huis, by ons werk en waar ons ook al gaan, berei ons nou al voor vir die groot verdrukking en die vervolginge wat sal kom in die dae wat voorlê. Dit is waarom dit uiters noodsaaklik is dat ons nou getrou moet bly aan die Here. Hy sê self vir ons dat wanneer ons saam met die voetgangers loop en hulle ons moeg maak, ons sal moet begin wonder of ons sal kan meeding met die perderuiters. Die pas raak net vinniger. Ons sal onsself in die Here moet oefen om te kan bybely. Daar is 'n spreekwoord in die weermag wat sê, the more you sweat in peace, the less you bleed in war. Hoe meer ons onsself dus voorberei in tye wanneer dit goed gaan, hoe meer paraat en voorberei sal ons wees om deur verdrukkinge te kan gaan en dit te oorwin. Jesus waarsku ons deur sy woord, julle sal gehaat wees deur almal ter wille van my naam, maar geen haar van julle hoof sal verlore gaan nie, maar deur julle volharding moet julle julle lewe in besit kry. Ons moet volhard tot die einde toe, deur Jesus Christus wat ons die krag gee, en nadat ons alles volbring het, met die volle wapenrusting aan, dan nog staande te kan bly. Ons is dus tot alles in staat, deur Jesus Christus, wat ons elke dag die krag gee, om alle verdrukkinge, vervolginge en versoekinge te kan weerstaan. Loof sy heilige naam. As hy dan vir ons is, wie kan teen ons wees? Psalm 56 vers 9, dan sal my vyande agteruitwyk op die dag as ek roep. Dit weet ek, dat God aan my kant is. Tot sover